was 'n veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens. Ja, ek en jy en Francis is by die braambos en my skoene is uitgeskop en die grond waarop ons is heilig. Die woord sê ek is die skare weer langs jou. Dis net 'n voorstelling, hy's eintlik die gees van God is in jou of hy is nie. Hy wil inwees, jy moet hom net innooi. Hy sê ek klop en as jy oopmaak, sal ek inkom. Dis lekker om saam jou te kuier by die braambos. Iets wat baie interessant is mense se optrede. Elke mens het God 'n vrye wil gegee. Jy besluit wie jy wil wees. Daar's 'n mooi uitdrukking wat sê, elke mens is die argitek van sy eie lewe. Die argitek van sy eie opgaan of sy eie downfall. Afval. Jy's die argitek van jou eie gemors. Jy besluit wie jy wil wees. Veral hoe jonger jy is, hoe makliker is die besluit. Ek sê altyd vir kinders in die skool, dan sê ek vir hulle, weet jy wat's lekker van jou omstandighede nou? Kom ons sê jy is 16. Op 16 kan jy besluit, ek wil 'n politikus wees, ek wil 'n tandarts wees, ek wil 'n motorwerktuigkundige wees, of ek wil niks wees nie. En jy kan presies word wat jy wil. As jy is waar ek is, moes jy die besluit jare teruggeneem het, en nou moet jy tevrede wees met wat jy besluit het. As jy is waar ek is, kan jy nie jou rigting maklik verander nie. Ek was 16 jaar oud, toe ek 'n matriek in 1974. Toe ek 'n matriek. En toe wou ek 'n predikant geword het, 'n dominee daai tyd. Toe wil ek 'n dominee word. En met baie stories oor dat ek nie kon nie, toe besluit ek gaan 'n treindrywer word. Toe word ek 'n klerk en toe gaan swat ek en ek word 'n finansiële bestuurder, maar ek was nooit tevrede nie, want dit was nie my droom nie. En op 48, toe begin ek 'n gemeente, Jesus is lig in Eastvale en Springs. Ek begin radio, ek begin TV, en die Here gee my die begeertes van my hart. Hy maak my 'n herder van 'n groot gemeente. En ek praat nie net van Jesus is lig nie, ek praat van Jesus by die braambos, ek praat van TV, radio, 'n baie groot gemeente. Jy is die argitek. Daar waar jy vandag sit, staan, lê, dit maak nie saak nie. Jy is 99% van die mense wat nou na my luister, kan vandag besluit. Hoe langer jy wag, hoe moeiliker word dit. Nie sê, ek wil 'n vliegtuig, 'n pilot wees nie, 'n vlieënier. Ek wil 'n vlieënier wees van 'n Boeing. Maar ek het baie tyd, ek is nou 16, ek het nog baie tyd, so ek gaan nou duisende goed doen, en as ek 70 is, gaan ek nou begin leer om vir 'n vlieënier nie.
Ons is te laat. Ek is die argitek van wat ek wil wees. En as jy die besluit geneem het, en hier kom ons by die kruks van die vraag, hoekom is ons so moeg? As jy 'n droom gehad het, om iets te kan wees, eendag as ek groot is, ek onthou toe ek 'n kind was, die lekkerste opstelle was die ou skoen vertel, of wat wil ek wees as ek groot is? Ek het gedroom en gefantaseer, ek was al in die ruimte gewees, ek het op die maan geland, ek het Formule 1 karre gejaag, in die Le Mans 1000 keer gejaag, toe's ek nog in die laerskool. Ek het al hierdie drome gehad. Maar daar was een droom wat ek gehad het, ek wou die woord van God bedien het. Ek het daai droom gedroom, en ek het die kussings op die bank gesit, en dan het ek vir hulle gesê, turn op bin, toe's ek so 'n klein seentjie. Toe het ek 'n boekie gehad, toe skryf ek preke. En toe eendag, toe dog ek, my droom gaan seker nooit waar word nie, toe smyt ek hom in die vuur. En ek kan my hare uit my kop uittrek, ek wil weet wat dit is, staan, 'n vuurseentjie, wou hy vir mense gesê het oor Jesus. Ek kan nie onthou nie. Ek wil eintlik daaroor praat, want ek huil sommer. My liewe mens, wat vir my interessant is, laat 'n mens sê, ek wil 'n Springbok rugby speler word. En hy gaan deur al die stappe, en nou word hy 'n Springbok rugby speler, of wat 'n span jy ook al wil kies. Maar nou wil hy nie oefen nie. Nou wil hy dronk word, en hy wil agter fame aan hardloop, en hy wil tandepaste snyf. Ek verstaan dit nie. Ek wil 'n beroepsbokser word, maar ek gaan nie oefen nie. Ek wil 'n man van 'n pragtige vrou word, maar gaan dit nie oppas nie. Ek wil 'n pa wees van 'n pragtige kind, maar as die kind gebore word, gaan ek sy ma los en ek gaan weghardloop. Ek verstaan dit nie. Ek dink nie God verstaan dit nie. Hoekom word ons so gou moeg? Ek sê baie keer vir mense, dit lyk my jy's moeg gebore. Ek gaan kuier vir my pa jare terug. Ek en Francis was net getroud, so dis so 42 jaar terug. En ek sê vir hom, papi, ek gee by jou kuier, ek en my nuwe vroutjie, dan lê jy in slaap. Hoekom slaap jy so? Hy sê, want ek is moeg, my kind. Ek vat haar so om haar skouer, en ek loop so weg van my pa, en ek sê my pa verskoon. Sy sê, vir wat? Ek sê, hy is vertraag. Waarvan word hy moeg? Maar ek is 25, en hy is 55. En ek is dof, en hy nie. Ek het nie ondervinding nie, maar hy het. Nou word ek so moeg dat ek wil huil. Ek kan nie glo ek het dit gedink van my pa nie, want ek het nie geweet nie. Ek wil 'n Christen wees. Ek wil hemel toe gaan. Ek wil 'n verhouding met God hê. Amen, halleluja, dis fantasties. Maar hoekom wil jy nie God dien soos hy sê hy moet gedien word nie, soos hy verdien om gedien te word nie? Hoekom wil ek en jy moeg wees? Hoekom wil ek en jy sê, my droom is die hemel? Ons sing hierdie liedjie by baie kerke, ek hou nie baie van hom nie. As die rol daar afgelees word, is ek daar. Nou het ek 'n surprise vir jou. Almal gaan daar wees. Jy gaan daar wees, ek gaan daar wees, die moordenaar gaan wees, die kindermolesteerder, die predikant, die wie het nou die dag gesterf, die pope. Ons gaan almal daar wees. As die rol afgelees word, is jy daar. Maar wat daarna? Daar gaan dalk vir jou gevra word. Wag, ek gaan dit vir jou lees. Om vir jou lees wat sê God se woord. Ek gaan vir jou gou lees wat sê God se woord. Galasiërs 6 vers 9 tot 10.
9 en 10. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal jy saai as jy nie verslap nie. Sal jy maai as jy nie verslap nie. Hoekom word jy moeg? Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. My liewe mens, ek het vir God gevra, ek wil woord bedien. Nou bel iemand my 12:00 die nag en hy sê, sal jy 5:00 môreoggend op 'n radiostasie bedien, waar Hem radiostasie waarop ek tans bedien, jy kan my vra waar's Hem, ek sal vir jou al die besonderhede stuur, miskien moet ek dit in elk geval op die Jesus by die Braamboswol sit, 80,000 luisteraars. Ek wil jou 'n geleentheid gee om 12:00 vannag vir 80,000 luisteraars die woord te bedien. Dit was jou droom toe jy 'n klein seentjie was, dit was jou begeerte, jy was so kwaad toe jy nie 'n predikant word nie, jy was 3 maande matriek, toe gaan jy die skool uit, jy skryf nie eens matriek nie, want jy kan nie word wat jou droom is nie. 30 jaar, 9 maande en 6 dae later, sê God vir my, Ben, ek maak jou 'n herder, ek gee vir jou 'n gemeente, ek gee vir jou 'n radiostasies, ek dink 3 of 4, ek is nou nie seker nie, ek gee vir jou TV, gaan en verkondig die woord. Ag Here, nou is ek moeg, nou sien ek nie meer kans nie, ek kan nie 12:00 die nag opstaan om die woord te bedien nie, ek kan nie 3:00 die môre vir iemand bid wat siek is nie, ek kan nie want ek is moeg. Here Jesus, kom haal my asseblief voor ek moeg is. Ek dink is 'n skande laat Christene moeg is. Moeg om goed te doen, moeg om na die huis van die Here te gaan, moeg om na die radiostasie, hierdie boodskap wat jy nou na luister, of op Facebook na kyk, of YouTube, aan te stuur na iemand anders toe. Hoekom is ons moeg? Hoekom het ons moeg geword? As die Here vir ons gee, die begeertes van ons hart. Verskoon tog, ek het nou 'n krap in my keel. My liewe mens, ons het so 'n week of wat teruggepraat oor open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Ek gee vir jou my woord, my geskrewe woord, die Bybel, maar ek is te lui om hom te lees. Ek gee vir jou die geleentheid om te vra wat jy wil, en ek sal dit vir jou gee, maar ek is te moeg om te bid. Ek rig vir jou huise op van God. Mense noem dit kerke. Jy's die kerk, daai is 'n gebou, daai is 'n plek van samekoms. Ek gee vir jou kerke, waar jy kan saamkom om na die woord van God te luister, waar jy kan God prys en worship, en sing en jou hande ophef en sê halleluja, amen. Maar as die wekker lui Sondagoggend of Woensdag aand, as die wekker lui en sê dis bid nie, dan druk ek hom dood. Ag, ek is so moeg. Wat sal gebeur as God eendag, as jou kind kanker het, jou man 'n hartaanval gehad het, jou vrou besig is om te versmoor, en jy val op jou knie en jy sê, in die naam van Jesus Christus, deur Jesus wonde, is daar vir my geliefde genesing. En hy tik jou op die skouer en hy sê, ek is te moeg, traai my maandag. Traai my maandag. Nie vandag nie, dis 6 dae moet ek arbei en die 7de dag nie moet ek rus nie, en die 7de dag is die dag van die Here. En is nou irrelevant of jou 7de dag, Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag, dis nou nie vir my belangrik. Het jy 'n 7de dag? Het jy 'n dag vir die Here? Of nee, ek is te moeg,
Ek is te besig. Ek is nie lus nie. As ek moet die weegskaal vat, en ek sit Jesus in die een, en ek sit 'n veertjie van die wêreld in die ander een, dan is die veertjie die swaarste. As ek moet kies tussen God die Vader, Jahweh, en Jesus Christus, sy Seun, en die krag en die salwing van die Heilige Gees, en enigiets van die wêreld, dan maak hy nie so nie, dan maak hy so. Jesus is die lig in ons lewens, want ons het 'n verskoning van ek het nie tyd nie. Ek het 'n Chinese predikant, hy praat vir my baie interessant. Hy sê, time is a myth. Tyd, ek het nie tyd nie, is 'n myth. Jy lieg as jy sê jy het nie tyd nie. Sê liewester ek het nie lus nie. Dan praat jy die waarheid. Sê liewester ek is nie lus nie, as wat jy sê, ag ek is so moeg. Ek is te moeg om asem te haal. Ja, ek word so moeg. Maar daar's 'n tyd en 'n plek wat ek en jy ons moegheid in ons sak moet druk en opstaan en nie moeg word om goed te doen nie. Nie moeg word vir die tweede myl nie moeg word om die ander wang te draai nie. Is dit lekker? Nee, dis nie altyd lekker nie. Ek lê ook Sondagmiddag onder die donskombers, toe tot hier, veral in die winter of as dit reën, en ek kyk my Grand Prix, ek mis nie 'n Grand Prix nie, en dan sê Francis, opstaan, ons moet kerk toe gaan. Dan sê ek ook, ag, bel vir pastoor Dani of pastoor Roan, sy sê vir wat, ek sê, ek voel nie lekker nie, dan sê sy, jy lieg, jy's lui, staan op. En sy's reg, ek is lui. Ek spring nie elke keer, veral as dit ongure weer is, uit die bed uit op en sê halleluja, ek moet na die huis van die Here toe gaan nie. Ek is ook lui, maar as ek opgespring het, en ek het hierdie dassie aan en hierdie hempie, dan sê ek halleluja, ek gaan na die huis van die Here toe. Ek is opgewonde, ek is bly, ek gaan na die huis van die Here toe. En as ek daar was, en ek kom huis toe, dan loop ek so in die lig van die salwing van die Heilige Gees. Daar's 'n verskil tussen lui en moeg. Luiaard gaan na die muur en word wys. Ons is te lui en te moeg en te maklik om daai verskonings uit te dink. Daar's duisende verskonings hoekom jy nog nie tot bekering gekom het nie. Daar's 'n miljoen verskonings hoekom jy nog nie opgehou het doen wat jy weet wat sonde is nie. Ek gaan nie nou weer die 5 opnoem nie, jy ken dit al. Mense dink net dis sonde. 3/4 van daai goed is nie sonde nie. Slegte gewoontes, ja. Die feit dat ek en jy nog nie besluit het om die Here te dien nie. Dit is 'n mooi uitdrukking. Dien jy God met gees en met waarheid. Met ander woorde, nie net fisies waar mense jou sien nie. Hier op die TV sien mense my, nou kan ek so heilig lyk en ek kan die mooiste goed sê. Maar as ek by daai deur uitstap en ek leef dit nie, beteken hierdie woord niks. En hierdie woord wat ek vandag vir jou bring, gaan die woord van God my eendag oordeel. Ben, jy het gespreek oor moeg. Hoekom was jy moeg? Hoekom dink jy is ek nog nie op pensioen nie? Want ek is nog nie moeg nie. Ek wil nie moeg wees nie. Jesus het vir my gegee die begeertes van my kinderhartjie. Ek wou baie graag gedominee geword het, want hulle het die mooiste togas. Ek wou ook graag 'n toga gehad. Dit is vir my altyd so mooi gelyk. Ek het 'n vriend, Dominee Johan Nichols, en hy sê altyd vir my, man, leen myne. Ek sê nee, ek wil nie joune leen nie. Ek wil so graag my eie een gehad het. Hy het ook 'n wit, ek hou nie so baie van die wit, ek hou van daai swart is. Dit is vir my so mooi. Ek wil ook graag 'n toga gehad het. Maar hoekom wou ek 'n toga gehad het? Om gesien te word? Nee. Open the eyes of my heart, Lord.
that I can see you. As ek hier sit en ek praat, moet jy nie kyk of my das by my hemp pas nie. Jy moet nie kyk of my hare mooi gekam is nie. Ou bel my, hy sê, jy praat so mooi, net jammer, jy's te vet vir die TV. Jy moet nie, ek het my vanoggend geweeg, en ek gaan nie vir jou sê wat het ek geweeg nie. Ja, ek wil ook graag kilos verloor. Maar, ek wil hê jy moet jou oë sluit, en jy moet sê, Here, is ek nie dalk te moeg nie? Why does bad things happen to good people? Because good people ain't that good. Ons wil die wêreld aan ons voete hê, maar ons is nie bereid om by die voete van Jesus te kniel nie, terwyl die woord van God sê, soek eers die koninkryk, en die res sal vir jou bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God, en die res, wat beteken dit? Miskien moet ek dit verduidelik. As jy jou hart en lewe vir Jesus gee, ek wil graag gerieflik lewe. Ek wil graag nie honger gaan slaap nie. Ek wil graag hê my kinders moet die Here dien. Ek wil graag hê ek moet mooi kan aantrek en nie stikkende skoene dra nie. Ek wil graag dit hê. Nou sê God, soek eers my. Gee jou hart en lewe vir Jesus. Word gehoorsaam aan die woord van God. Kom tot bekering. Los die sonde, laat jou doop met water, die afwas van die ou jy, word gevul met die Heilige Gees, word wedergebore, wederbaar, word gevul met die Heilige Gees, dien God met gees en met waarheid, en leef elke dag vir Jesus. Wat dan? Dan gaan jy sien, nie die wêreld sien nie, jy gaan jou toekoms sien in Jesus. Jy gaan roep wat nog nie is nie, asof het reeds, maar ek nou die aand 'n droom gehad. Ek ry in 'n vliegtuig, 'n Piper, klein vliegtuigie, ek sit hier voor langs die pilot, en my vriend Dion Niemann, hy vlieg hierdie vliegtuig, hy is die pilot, en Francis en my 2 kinders is klein, hulle sit agter, en ons vlieg. En nou het hy so 'n gordyn wat hy toetrek, dan is dit donker in hierdie kajuit. Hy is die vlieënier en hy sê hy gaan 'n bietjie slaap. Nou sit hy so, nou snork ou Dion te lekker en nou sit ek hier wakker. En die volgende oomblik toe maak hy vliegtuig so en hy val reg af grond toe. En Dion slaap en ek skrik, en ek dog, wat moet ek nou doen? En ek maak die gordyn so op, en ek sien net hoe kom die aarde, en ek maak die gordyn toe, en dan kom 'n vrede oor my, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, en ek sê vir myself, kom is jy bang? God is in beheer van jou lewe, jy gaan binne 2 minute van nou af, gaan jy so val en rol op die gras, maar dit gaan nie die aarde wees nie, dit gaan die paradys wees, en Jesus gaan sy hand uitsteek en sê, kom hier Ben, my ou kind, ek het so lank gewag vir hierdie oomblik, waarvoor is jy bang om te sterf? En toe ek het dink, toe het ek geen vrees nie, ek is so kalm, ek wag met opgewondenheid, laat ons die grond moet tref. En toe sê Francis, ons moet opstaan, ek sê, hoekom maak jy my nou wakker? Ek wil weet wat gaan gebeur, ene die horlosie vang my, ek praat te veel. My liewe mens, dit het tyd geword dat ons ophou moeg wees en begin goed doen. Raak betrokke by die huis van die Here, raak betrokke, jy het talent gekry, jy kan sing, jy kan gitaar speel, jy kan dromme slaan, jy kan bid, jy kan mense hande oplê, jy kan mense versorg, daar's 'n miljoen goed. Ek is te moeg. Ek gaan eendag as ek nie meer moeg is nie. Jy gaan dood wees as jy nie meer moeg is nie. Baie mense is lankal dood, hulle moet nog net omval. Want ons is te moeg. Here, gee ons nuwe lewe in Christus. Haal hierdie slap hande, maak hulle weer reguit.
hierdie slap knie, dat hulle weer lus is om te kniel en te loop vir die evangelie van Jesus Christus. Here, maak ons nuut in Jesus naam. Amen. Asseblief, Here, amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. 072 577 1196. Baie dankie vir al die terugvoering. Baie dankie vir mense wat weet, hierdie is nie 'n eenrigting gesprek nie, ons praat met mekaar. Dankie vir hulle wat deel wil wees van die Braambos, jy stuur net jou naam, jou dorp en 'n foto van jou, nie van jou Pekingese hond nie. Ek het 'n adreslys, daar's 12,000 mense op. Stuur, en ek het eendag Elise gesoek, toe kry ek 40 of 50 Elise. En so, sit maar 'n foto, dat ek weet met wie ek praat, asseblief. Baie dankie dat jy vir my en Francis bid. Baie dankie dat jy nog saam met ons by die Braambos is en bly. En baie liefde en baie groete, Ben en Francis Loubser. Jesus is Liggemeente in Eastvale Springs.